Kom ons gebruik die oomblik net daar waar jy staan. Wil nie dat jou oë sluit nie en Here, ons wil vir U vandag sê dankie vir wie U is. Dankie dat U vir ons sondes aan die kruis gesterf het. 'n Dierprys vir elkeen van ons kom betaal het. Om geleenthede soos hierdie te kan hê. Geleenthede om in U teenwoordigheid te kan staan. Om vanmôre te kan weet dat ons is U kinders, U is vir ons lief. En ons wil vir U dankie sê vir U goedheid in ons lewens. Dit wat ons maar net vanselfsprekend aanvaar, ons wil U erken vandag as die God wat voorsien. Maar Here, U ken ook ons harte en U ken ook ons uitdagings. U ken ook ons seer. U ken ons bekommernis. U weet wanneer ons moedeloos raak. En soos my gebed, Here, vanmôre dat mense U sal beleef as 'n teenwoordige God. 'n God wat beskikbaar is, 'n God wat help, 'n God wat saam met ons 'n pad stap. En so dink ons vanmôre aan hulle wat U so nodig het. En daar's 'n lang lys. Ons dink aan Jeanette Barwise, ons dink aan Eugene en Marie Mulder, Ad Pinaar, ons dink aan Lydia, ons dink aan Johan Smit, ons dink aan Corrie. Here, ons bid dat U hulle liggame sal aanraak. Ons bid vir genesing. Jehovah Rapha, die een wat genees. Ons bid, Here, dat U mense se liggame sal aanraak, dat daar genesing sal kom. Here, ja, dat daar wonderwerke sal gebeur in Jesus naam. Dankie vir wie U is en dat ons op U kan staatmaak en U kan vertrou, want ons is in U hand. En daarom weet ons is veilig. Ons bid vir vrede. Vrede wat die hart en die verstand te bowe gaan. Die vrede wat erken dat God is in beheer van ons lewens. God is in beheer van ons geliefdes. En mag dit oor ons lewens die wag hou. Ons eer U daarvoor. En wanneer ons ook die woord gaan oopmaak, Here, laat dit nie net nog 'n woord sal wees nie, maar dat dit tot ons harte en ons lewens sal spreek. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. God hou jou vas. En ek dink ons moet dit glo. Ek dink nie ons glo dit nie. Ek dink wat belangrik is om vanmôre te sê dat ek glo jy sien ook baie keer mense op moed verloor se vlakte. Miskien praat ek dalk vanmôre met jou, wat jy miskien sê, dit gaan nie met my soos wat dit moet gaan nie. Dit gaan nie met my goed nie. Ek is moedeloos. En moedeloosheid is deel met dit waarmee ons sukkel. Moedeloosheid is deel van hierdie samelewing. Ons ervaar dit, ons sien dit, ons beleef dit. En as ons kyk na statistiek, dan sien ons dat ongeveer 300 miljoen mense wêreldwyd sukkel met depressie. Mense wat moedeloos geraak het. En die grootste oorsaak daarvan is emosionele, noem dit nou maar, gebrokenheid. En duisende mense gee jaarliks net moed op. En ek dink dit is belangrik dat ons mekaar sê en oop kaarte met mekaar speel om te sê, dit is die realiteit. Dit is die realiteit van menswees, dit is die realiteit om deel van mense se lewens te wees, dat daar's mense wat moedeloos raak. En daardie mense is nie net ver en buite en iewers nie, daardie mense is in die kerk, daai mense is by die werk, en daardie mense is ook in jou familie dalk. En daardie mense glimlag, daardie mense lyk
of dit alles met hulle baie goed gaan. Hulle glimlag vir jou en 'n glimlag na buite, maar binnekant, in hulle siel is hulle moeg. In hulle siel is hulle moedeloos. Jy sien man, moedeloosheid fluister iets in jou lewe. En dit fluister deur vir jou te sê, dit gaan nie beter word nie. Hy probeer dit vir jou laat herinner, dat dit gaan nie beter word nie. Die omstandighede gaan nie verander nie. Die omstandighede kan nie verander nie. Dit is die pakkie wat jy moet dra, dis die kaarte wat vir jou uitgedeel is, en dit is maar net hoe dit gaan wees. Nou kom die woord van die Here na ons toe in Jesaja 41 vers 10, en dit sê die volgende, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ja, ek help jou. Ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Dit is so mooi. Die bevestiging van ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ja, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. En dis die boodskap van jou vanmôre. Dis die boodskap vanmôre dat die Here sê in sy woord, kyk, ek hou jou vas. Ek het jou. Kyk ons na die konteks van hierdie gedeelte, dan sien ons is Israel. Israel is in ballingskap. Israel is ver weg van waar hulle graag wil wees. Hierdie mense het alles verloor wat hulle gehad het. Al hulle hoop is weg. Hulle identiteit is van hulle gestroop. En hulle voel, maar die Here het my vergeet. God het my vergeet. En baie keer in ons eie lewens, in ons eie pakkies, en ons eie omstandighede, voel dit vir my ook, en jou dalk ook baie keer, Here, het U van my vergeet? Here, sien U my raak? Here, hoor U my gebed? Here, is U besig om iets aan my situasie te doen? Is U besig om verandering te bring? En dan kom die Here en hy begin weer te sê, kyk. Hebreëse woordjie is hene. Hene. Wat beteken, let op. Moenie dit mis nie. En die Here kom en hy sê, ek het die mag. Ek het die mag. Gaan kyk ons mooi na 'n ander vertaling, sê hy die volgende, hy sê, kyk die Here kom met krag en sy arms heers, kyk sy loon is by hom en sy beloning gaan hom vooruit. Nou daar's twee woordjies wat ek graag by wil stil staan, en dis die woordjie Here, Here. Nou die eerste Here word gespel hoofletter H-E-R-E, en die volgende Here word gespel hoofletter H, hoofletter E, hoofletter R, hoofletter E. Nou as ons gaan kyk na die gewone hoofletter H en die klein lettertjies, is dit die woord wat vertaal word met die woordjie Adonai. Adonai wat beteken meester, wat beteken heerser, wat beteken die een wat gesag het oor alles. Dis Adonai, want dit wys ons en beklemtoon dat God is in beheer. Hy is nie 'n bystander nie. Hy is nie passief nie. Hy regeer. Nou die woordjie wat in hoofletters geskryf is, die woordjie Here in hoofletters geskryf word. Jy sien jou Bybel ook, dit is baie prominent, veral in die Ou Testament, verwys na die woordjie Jahwe. Jahwe is God se persoonlikheid, dis sy verbondsnaam. Dis die woord wat die Here bevestig en beklemtoon, dit is wie hy is. As hy sê, ek is, en Moses vra hom, Here, vir wie gaan ek sê, het my gestuur, dan sê jy sê vir hulle, ek is, het julle gestuur.
Daardie ek is die woordjie Jahweh. Ons het nou net gesing van die krag in die naam. Nou daardie woord het ongelooflike betekenis in so mate dat die woordjie Jahweh verander is in die ou antieke tyd met die woordjie Jehovah. Hoekom? Want hulle was bang gewees, hulle bring oneer aan die Here om miskien die woord in 'n verkeerde konteks te gebruik. Het hulle gesê, maar kom ons haal hierdie woord uit, kom ons vervang hom eerder met die woord Jehovah en dan doen ons nie oneer aan die naam nie. Dit was vir hulle so groot gewees, dat hulle, wanneer hulle hierdie woord skryf, hulle self gaan reinig het en gaan skoonmaak het en gaan was het en dan skoon klere aangetrek het, die woord Jahweh geskryf en dan weer gaan uittrek tot die volgende sin, wat hulle dit weer maar net herhaal het. Jahweh. Nou saam met die woordjie Adonai. Adonai Jahweh. Adonai Jahweh, die almagtige heerser van hemel en aarde, die skepper van alles, is ook jou persoonlike en getroue God. Dis asof hierdie skrywer dit so hard wou beklemtoon het, om te besef dat ons dit nie net te doen met die Here nie, maar ons het te doen met sy totaliteit waarvoor hy staan. Adonai Jahweh, wat beteken, dis die absolute gesag wat daar is. Daar is niemand bo hom nie, niemand kan hom leer nie, niemand kan hom keer nie, en op die einde van die dag het hy die finale sê. Op die einde van die dag spreek hy en dit gebeur. En ek wil vandag sê, dat situasies mag groot wees. Situasies mag groot lyk. En jy mag dit so beleef. Maar ek wil vandag vir jou sê, geen situasie of omstandighede waarin jy is, sal ooit groter as God kan wees nie. God is groter as enige omstandighede of situasie waarin jy jouself kan bevind. Al voel dit vir jou soos 'n berg. Al voel dit vir jou, jy gaan nie hier oorkom nie. Jy gaan nie deur hierdie woestyn kom nie. My moedeloosheid is net op so vlak wat ek nie weet hoe om dit te hanteer en wat om daarmee te doen nie. Kom God en hy sê, ek is groter. Ek is groter as in die omstandighede waarin jy staan. En dan sê hy dit mooi, hy heers met sy arm. Hy heers met sy arm en hy gebruik die simboliek van die regterarm. Nou, kom ons staan gou 'n bietjie daarby stil. So, die regterarm verwys in hierdie konteks die regterarm van God, wat spreek van krag, God wat ingryp. As ook 'n teks in Exodus wat sê met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm het God ingegryp en gehelp. Met ander woorde, hy het iets gedoen, hy red, hy werk. Daardie simboliek van die regterarm beteken vir my en vir jou vir oorwinning. God bring en sorg vir deurbrake. Psalm 118 sê, die regterhand van die Here doen kragtige dade. Dis wat Dawid sê. Dit spreek van gesag. Psalm 101 sit aan my regterhand, in ander woorde, dat hy is in beheer van ons lewens. Dit is die plek van eer en gesag en koningskap. Jy kan dit ook gebruik in die konteks van beskerming. Hoor mooi, hy hou jou vas, dit beteken, hy sal jou nie laat val nie. Dis die een wat jou sal dra. Dis die een wat jou sal beskerm. Jesaja 41:10, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Die Here red sy mense. God sit nie net
en kyk nie. Hy is nie net 'n toeskouer, wat maar aan sy kantlyn sit en sien hoe dinge gebeur, en dis nou maar net so nie. Hy is 'n God wat betrokke is. En alhoewel moedeloosheid jou wil laat voel dat niks verander nie en niks gaan verander nie, is God daar om jou te red. God werk selfs wanneer jy dit nie sien nie, selfs al verwag jy dit nie, al sien jy dit nie huidiglik raak nie, is hy besig om alreeds werk in jou lewe te doen. Al sien jy dit nie, soos 'n saadjie wat jy plant, jy sien nie wat onder in die grond gebeur nie, maar daar's groot dinge wat besig is om te gebeur. Daai saadjie is besig om wortel te skiet. En wanneer dit eers reg is, dan kom daai plantjie op. Maar God sê, ek is by jou. Ek is met jou. Ek is daar vir jou. God sê, ek sien jou. Ek sien jou hart. Ek sien jou bekommernis. Ek sien jou stikkenheid. Ek sien jou seer. Ek sien jou moedeloosheid. En hy wil kom en hy wil jou ontmoet. Hy wil kom en hy wil vandag in jou lewe en in my lewe weer eens kom bevestig dat hy daar is om ons krag te gee. Dat hy in beheer is. Dat hy wil herstel en dat hy wil antwoord. En dat hy daar vir jou en my in alle omstandighede wil wees. God is 'n getroue God. God is 'n loyale God. God is nie iemand wat jou net in die steek sal laat nie. Dis teen sy karakter, dis teen wie hy is. En dit maak nie saak wat jy ervaar of wat mense sê. Op die einde van die dag sien God jou raak en hy sê, jy is my kind. Ek is lief vir jou. Ongeag wat jy al gedoen het, ongeag wat se keuses jy ook al gemaak het in jou lewe, ek is lief vir jou. Maar ek en jy moet op 'n punt kom waar ons wil oorgee en waar ons in sy regterarm wil wees, sonder om te skop en te beklei en ons eie ding te wil doen. Dis daar waar 'n pa kom en sy seun optel. Dis my nou 'n mooi Tobie ook gewees. Die Bowden optel. Bowden gaan doen wat hy gaan miskien skop en hy gaan miskien maar Tobie gaan vir hom vashou. Hy gaan nêrens heen nie. So kom God ook na my en jou en hy sê, ek het jou. Ek het jou. Jy is op die beste plek waar jy kan wees, is om in my arm te wees. Is om in my regterarm te wees. Wat daarvan spreek, dat ek jou nie sal laat val nie, en ek sal jou nie los nie. Gee oor. Gee jou lewe vir hom. Om oor te gee beteken, Here, I surrender. Laat u wil in my lewe geskied. En gee my die geloof, die krag om u te vertrou, dat u wil in my lewe sal wees. Ek wil haar vra net waar jy sit. Net vir 'n oomblik. Net om jou oë te sluit. En jy weet, en alleenlik jy weet wat in jou hart aan die gang is. En nou net jy weet wat jou bekommer. En wat jou slaaplose nagte gee. Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here,
Ek gee oor. Ek gee oor. Ek vertrou U. U wat regeer. U wat op die troon sit. U wat hierdie hele skepping laat begin het. U wat 'n woord gespreek het en dit het net gebeur. Here, U is in ons lewens ook betrokke en deel van. En my gebed is, Here, dat mense U ook so sal ervaar. Ja, maar Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat U vandag op die troon sit en U heers. En ons het die voorreg vanmôre om te kan weet dat deur Jesus Christus is daar vir ons 'n brug gebou. En Here, is U deel en is U betrokke in ons lewens. Al is ons moedeloos, al weet ons nie hoe die prentjie gaan lyk nie, of hoe hierdie situasie gaan uitspeel nie. Here, is my gebed vanmôre dat ons U sal vertrou en dat ons sal weet dat ons lewens en die toekoms is in U hande. En wanneer ons dit weet, dan kan ons daai vrede ervaar wat Paulus van praat. Daai vrede wat sê, God is in beheer. God is in beheer. Hy sien my raak. Hy is lief vir my. Hy omarm my. Hy tel my op. Hy gee my krag. Want dis wie ons dien. Ek wil dalk iets vreemds doen, maar ek ervaar dit aan my. Jy nie net miskien, en dis ook vreemd, ons doen dit nie elke Sondag nie, jy hoef nie bang te wees nie, maar jy nie net jou hand net op die ou voor jou sit nie. Jy hoef nie om te raak nie, jy kan dalk maar net jou hand voor. Here, U ken die persoon voor my. U ken sy hart, U ken sy gedagtes, U ken sy lewe. En sien sy bekommernisse raak. En Here, ons bid op hierdie oomblik, dat hy U krag en die teenwoordigheid sal ervaar. Dat hy sal weet dat U met hom is, dat U by hom is en dat U vir hom lief is. En Here, dat U hom sal volmaak van U Gees. Ek bid, Here, seën hom in die wonderlike naam van Jesus Christus. En kom ons sê hart, Amen. Amen.